Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD, hierdie gedeelte van die lering, dit sal 'n DVD wees wat 2 leringe op het. Die een gaan oor vervolg ter wille van sy naam, dis die deel wat ek nou oor gaan gesels, en die ander gedeelte sal gaan oor die vrug van die Heilige Gees. Maar alles gaan oor die Here Jesus Christus, so kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof, prys en eer, dat U ons liefhet en dat U ons deurdra, ook deur vervolginge in ons lewens. En ek wil bid, Heilige Gees, dat U my uit die pad uit sal vat, dat U die een sal wees wat hierdie boodskap aan ons oopbreek, dat U die skrifte aan ons sal openbaar rondom hierdie belangrike aspek, dat ons nie bang sal wees as ons vervolg word nie, dat ons nie sal terugval omdat ons vervolg word nie, maar dat ons sal volhard in die geloof, en dat ons al hoe nader aan U sal kom, en dat ons U sal verheerlik met ons lewens. En Vader, ek bind elke mag van die Satan, wat wil probeer keer dat hierdie boodskap U kinders se harte bereik, en ons maak dit nietig en oneffektief in die magtige naam van Jesus. Dankie Here Jesus dat ek kan vra, dat U ons sal help hier waar ons die DVD opneem, en waar die mense die DVD sal kyk, dat hulle almal en ons almal sal toewees met die bloed van Jesus, en ons sal weet, ons is veilig voor U troon, en U het 'n plan met ons lewens in Jesus se naam. Amen. Kom ons kyk nou wat sê die Bybel vir ons, net soos wat dit daar staan. My aanhalings kom uit die 1933-53 vertaling van die Bybel uit. As jy wonder hoekom, ons het ook 'n DVD by mark oor waarom verskil die Bybelvertalings en ook 'n boek daaroor. Maar kom ons kyk wat sê my Bybel. In 2 Korintiërs 1:13 staan daar, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So nou kan ek my Bybel ten opsigte van enige betrokke onderwerp lees, net soos hy daar staan, en ek kan verstaan wat daar staan. Soos my Bybel sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose gees in die lig. Wat beteken dat ek en jy worstel teen bose gees in die lig? As my Bybel sê Jesus uit 'n maagd gebore, beteken dit Jesus uit 'n maagd gebore. Die Heilige Gees sal van tyd tot tyd kom en dieper geestelike betekenisse aan my openbaar tydens my stilte tyd, want die Bybel sê ook vir ons dat die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Maar sou die Heilige Gees nie dieper geestelike betekenisse vir my openbaar uit 'n betrokke teksvers op 'n betrokke dag nie, lees ek wat voor my staan, ek verstaan wat daar staan en ek doen wat daar staan. En toe ek dit in my lewe begin doen, en toe werk dit in my finansies, my huwelik, my kinders se lewens, my verhoudinge met mense rondom my. Hoekom? Want dis die woord van God. En ek het hom op sy woord begin vat, net soos wat dit daar staan. In Josua 1:8 staan daar, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So ek sal net in my weë voorspoedig wees en met goeie gevolg kan handel, as ek praat oor hierdie dinge in die woord van God, as ek dit dag en nag bepeins, en as ek nougeset handel volgens alles wat hierin geskrywe staan. Want jy sien in Matteus 22:29 lees ek ook dat Jesus sê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En dis ons probleem, vir te lank wou ek gehad het, iemand anders moet vir my die Bybel lees, hy het sy die dominee, die pastoor, die ouderling of wie ook al, en daarom het ek gedwaal, omdat ek self nie die skrifte geken het nie. En as ons die skrifte gaan leer ken, gaan ons die krag van God leer ken, gaan ons begin besef dat Jesus het elke keer vir Satan gesê, Satan, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Nou hoe kan ek en jy vir Satan sê, Satan, daar staan geskrywe, as ons nog nie die Bybel oopgemaak het en hom gelees het nie? Ons kan eers vir die Satan begin sê, Satan, daar staan geskrywe, as ek en jy self hierdie boek begin oopmaak en hom lees, soos wat hy daar staan. En dan gaan ons ook die krag van God in ons lewens leer ken. Ek sien in 2 Timoteus 3:16 en 17 daar staan, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig, punt 1, tot lering. Met ander woorde, ek kan uit die hele skrif uit leer oor enige betrokke aspek of enige betrokke onderwerp. Dis nuttig tot weerlegging, dis nuttig tot regwysing, dis nuttig tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So as ek bereid is om uit die hele skrif uit te leer oor enige betrokke onderwerp, dan gaan ek volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Maar dan moet ek nie sekere dele van die Bybel wil uitskeer nie. Waaroor gaan hierdie boodskap wat ek vandag met jou wil deel op hierdie gedeelte van die DVD? Die boodskap gaan juist daaroor, en ons gaan uit die hele skrif uit daarna kyk, dat so baie mense vir jou sê, gee jou hart vir Jesus. En as jy jou hartjie vir Jesus gegee het, en jy het nou Jesus aangeneem, dan is die lewe vorentoe maanskyn en rose. Dis net heerlikheid, dit gaan net goed met jou, dit sal nooit weer sleg gaan met jou nie. Mense, dis nie waar nie. En ek gaan bloot vandag, hierdie deel van die DVD gaan nie baie lank wees nie, maar ek gaan bloot vandag saam met jou 'n klompie teksverse lees, net soos hulle daar staan. En ons gaan moet besef dat daardie teksverse is ook deur God ingegee, sodat ek en jy uit hulle uit kan leer. Sodat as ek en jy weet, ons is in hierdie geestelike oorlog teen bose geeste in die lig, en ons is in hierdie oorlog vir die res van ons lewens, dat ons weet, maar ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. So nou weet ek om hierdie oorlog te beklei. Nou weet ek om deur hierdie aanslae te stap, want ek is nie bang daarvoor nie. Maar moenie dink dat dit maanskyn en rose is nie.
Dis nou 10 jaar ongeveer wat ek hierdie pad met die Here loop, sedert Augustus 1999. En ek soek al vir 10 jaar lank die teksversie in hierdie Bybel wat sê dis maklik. Ek sê vandag vir jou my vriende en vriendin, ek het nog nie die versie gekry wat sê dis maklik nie. Ek het 'n wonderlike klomp teksverse wat gekry wat vir my sê dis 'n groot avontuur. En in my lewe het ek al ervaar hierdie 10 jaar dat dit 'n groot avontuur is. Maar moenie laat enigiemand vir jou sê dis maklik nie. Maar dit is lekker om dit in die krag van Jesus te doen. Dis lekker om die Here te dien. En is lekker om te sien hoe dra jy jou deur. Hoe dra hy jou deur wanneer sekere dinge in jou lewe gebeur? Want nou kry hy die eer. Nou is dit nie meer ek wat die eer kry van, ek is so heilig en ek is dit en ek is dat en ek kan dit doen en ek het nie eintlik vir Jesus nodig nie, maar ek het hom daarom aangeneem. Mense, dit is geestelike hoogmoed. Nee, as ek heeltyd op my knieë is voor Jesus, as ek weet, hier gebeur nou dinge in my lewe, maar ek weet, Here, ek is in staat daartoe om dit te hanteer in u krag. Dankie Here dat ek nie in my krag doen nie. Dankie Jesus dat ek in u krag doen, want ek lees dit in my hele skrif. Ek lees dat ek vervolg word, maar ek lees ook dat u my deurdra. Dankie Jesus vir daardie wonderlike weer. My vriende en vriendin, ek en jy gaan moet oplet, dat as ons 'n pad saam met Jesus loop, gaan ons vervolg word, selfs sonder oorsaak. Sonder dat daar rede voor is, gaan ons vervolg word. Waar staan dit? Ek lees dit in Psalm 119, vers 85 tot 87. Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie, met ander hulle wat nie gehoorsaam wil wees aan God en sy woord nie. Al u gebooie is waarheid. Hulle vervolg my sonder oorsaak. Help my, hulle het my amper vernietig op die aarde, maar ek het u bevele nie verlaat nie. Sien jy my vriende, vriendin, ek en jy moet nog steeds vashou aan God se bevele, al word ek sonder oorsaak vervolg, al is daar mense wat my sleg sê, omdat ek standpunt vir Jesus inneem. Psalm 119 vers 160 en 161 sê die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord. Daar kry ons nog 'n bevestiging. Ou Dawid sê, al het mense hom sonder oorsaak vervolg, het sy hart gevrees vir God se woord. Hy het vasgehou aan God se woord. Dis wat ek en jy ook moet doen. En dan gaan ek en jy begin groei in ons verhouding met die Here. Dan gaan my geloof begin sterker word, as ek deur vervolginge heen, deur mense wat my sleg sê, familie wat my sleg sê, vriende wat my drop, nog steeds vashou aan God en aan sy woord, dan gaan ek sterker word, maar die vervolginge gaan kom. Ons moet nie daaroor twyfel nie, ons moet nie daaroor wonder nie, jy moet dit weet, jy moet weet dat ons in 'n oorlog is, en jy moet sê, weet jy wat, ek weet dit, so dit pla my nie, ek stap deur hierdie ding, want ek stap nou deur dit in die krag van Jesus, ek stap nie deur dit meer in my eie krag nie. In die verlede het ek die dinge in my krag probeer doen, en dan sou ek in elk geval nie reg gekry het nie, maar nou het ek Jesus aangeneem, en nou stap ek deur hierdie vervolginge in sy krag. Nou kyk ek wat sê sy woord vir my, en ek spreek sy woord in my lewe in, en so word ek al hoe sterker en sterker en sterker in my geloof. Mag dit vir jou ook die waarheid wees. Maar weet jy wat so wonderlik? Dat ek en jy in die Bybel kan lees, dat selfs al word ons vervolg, is ons nog steeds geseënd onder al daardie vervolginge. Lees gerus nou saam met my, in Matteus 5 vers 10 tot 12. Salig, die woord beteken ook geseënd, is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. So, dit is nie iets snaaks wat gebeur nie, wanneer ons 'n pad met Jesus begin loop, dit het in die verlede so gebeur, duisende jare gelede, dit het 100 jaar gelede so gebeur, dit het 20 jaar gelede so gebeur, dit gebeur vandag nog so, en dit sal so gebeur tot die dag wat Jesus terugkom, dat mense wat standpunt inneem vir Jesus vervolg sal word. Maar jy's geseënd as jy so vervolg word, want jou loon is groot in die hemel. Ons het ook 'n ander DVD oor ons lone in die hemel, waarna jy op 'n stadium kan kyk as jy wil sien, wat is daar die lone wat vir jou wag as ons kan volhard in hierdie geloof. Lukas 21 vers 8 tot 19 sê, en hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby. Gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, en hongersnode en pestsiektes, en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis.
Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle julle lewe in besit kry. Lees maar net weer dat ons vervolg gaan word. Waar? In kerke, in gevangenisse, voor konings en gouverneurs. Ons gaan vervolg word selfs deur vriende en familie. So my vriende en vriendin, moenie dat dit vir jou snaaks voel wanneer hierdie dinge gebeur nie. Moenie wonder hoekom begin jou pa jou dalk sleg sê omdat jy nie meer die ou wêreldse dinge saam met hom wil doen nie. Moenie wonder hoekom begin jou sussie jou dalk sleg sê omdat jy nie meer die wêreldse dinge saam met haar wil doen nie. Of jou ou drinke broers, my vriend, wat jou begin sleg sê nie, want die Bybel sê jy sal vervolg word ter wille van die naam van Jesus. Jy gaan vriende verloor, jy gaan familie verloor en dis die hartseer van alles. Maar volhard in die geloof, want die Here gaan jou daarvoor beloon. Jy's geseënd, onthou, het ons klaar gesien. 1 Petrus 3 vers 13 tot 17 sê, en wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Jy sien, ek en jy gaan vervolg word omdat ons goed wil doen. Maar diegene wat ons gaan sleg sê daaroor, hulle gaan rekenskap gee daarvoor. So hou jy net aan. Moenie dat die vyand jou wegtrek as gevolg van die vervolginge nie. Moenie dat die vyand sê, nee man, gaan doen maar weer die ou goeders nie. Sien jy, is wanneer jy vandat jy nou hierdie pad met Jesus begin stap het, laat al die hel op jou losbars. So los die ou goed man, kom terug na die ou maniere toe. Nee, moenie. Gaan aan, volhard in die geloof, want jy's geseënd, jy's salig. 1 Petrus 4 vers 12 tot 14. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref word hy wel gelaster, maar wat julle betref word hy verheerlik. Kyk weer mooi daar. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Dis wat op jou rus, my vriend en vriendin. Die gees van heerlikheid en van God rus op jou. En omdat die Satan jou so haat, gebruik hy nou mense om jou te probeer sleg sê, want hy probeer jou weer terugtrek in die ou dinge in. Moenie dit toelaat nie. Volhard, gaan net aan, want jy weet, jy het 'n hoopvolle toekoms. Jy het 'n ewigheid wat voorlê saam met Christus en jy's geseënd as jy hierdie goeders kan teenstaan. Psalm 103 vers 6. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Kyk daai wonderlike belofte. So as jy verdruk word, gaan die Here aan jou geregtigheid en reg doen. Al is dit nie miskien nou en hier nie. Dis dalk eers 20 jaar van nou af. Dis dalk eers in die ewigheid, maar die punt is die Here gaan geregtigheid en reg aan jou doen as jy verdruk word. En Psalm 34 vers 20 sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Sien my vriende en vriendin, die Here gaan jou nie net uit sommige teëspoede uitred nie, hy gaan jou uit al die teëspoede uitred, maar jy moet weet, ons teëspoede is menigvuldig. Dis 'n absolute feit in die woord. Moenie dink dat, jy gaan nou geen meer teëspoede hê nie. Nou kom mense by jou en dan sê hulle vir jou, dis seker om jy so 'n klomp sondes in jou lewe dat jy so baie teëspoed het. Nee, dis juis omdat jy 'n pad met Jesus begin loop. Dis juis omdat jy 'n pad van heiligheid en reinheid begin loop, dat die hel so op jou begin losbars. Dis juis omdat jy direkte oppositie vir die vyand begin word, dat die hel so op jou losbars, dat die teëspoede jou so tref. Maar die Here sal jou uit elkeen van hulle red, my liewe vriend. Jy moet net vashou aan die woord van God en doen wat hier staan, want Jesus sê vir ons dan in Lukas 6 vers 46, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Weet maar dat die teëspoede gaan kom. Dis 'n given fact. Dis 'n voldonge feit. So weet dit. Moenie laat dit jou aftrek nie.
Inteendeel, laat dit jou opbou, laat dit jou sterker maak in die geloof. Sê, Here, ek wil meer uit die woord uit leer. Hoe weerstaan ek hierdie goed in u krag? Here, ek doen dit nie meer in my krag nie. Here, leer my. Ek kom al hoe nader aan Jesus. Jesus is in my. Ek begin al hoe meer soos hy spreek. Ek begin al hoe meer in die oorwinning lewe. Wow, hier kom weer 'n teëspoed. Dankie Here dat ek in u krag oor dit kan kom. Wow, hier kom weer die aanval. Dankie Here dat ek in u krag deur dit kan gaan, want ek is nie meer bang nie. Ek weet wie ek is in Christus. Mag dit vir jou dieselfde waarheid wees en mag jy besluit, nie meer gaan jou dit aftrek deur hierdie vervolginge nie, want jy weet nou jy's 'n geseënde as jy so vervolg word in Jesus. Die vraag wat ek en jy net vir onsself moet afvra is, hoe tree ons op onder daardie vervolginge? Tree ons op soos Jesus of tree ons op soos die wêreld? Ek het 'n vriend gehad wat altyd gesê het, as jy 'n lemoen vat en jy druk hom, dan kom 'n lemoensap uit. As jy 'n suurlemoen vat en jy druk hom, dan kom 'n suurlemoensap uit. Nou as jy 'n Christen vat en jy druk hom, wie spring uit? Jesus of die duiwel? Jy sien, ons moet vra, hoe tree ons op onder daai vervolging? En dis 'n saak wat net ek en jy, elkeen individueel persoonlik voor God kan uitklaar, want jy weet hoe jy optree onder vervolginge, ek weet hoe ek optree onder vervolginge. Maar kom ons lees wat sê die Bybel, hoe moet ons optree onder vervolginge? Matteus 5 vers 44 tot 48 sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Kyk mooi wat staan daar. Ons moet ons vyande lief hê. Dit staan nie verniet in die Bybel nie, dit beteken presies wat dit sê. Ons moet ons vyande lief hê. Ons moet diegene wat ons vervloek seën. Ons moet goed doen aan hulle wat ons haat. En ons moet bid vir hulle wat ons beledig en ons vervolg. En daarom kan ons dan weet, dan begin ek al hoe meer volmaak wees, soos wat my Vader in die hemel volmaak is. Die volgende vers is Romeine 12, vers 13 tot 18. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. So as hulle jou vervolg, as hulle jou sleg sê, moenie terug sleg sê nie. Moenie terug vervloek nie. Moenie terug vervolg nie. Seën hulle wat jou vervolg. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Jy sien, dit gaan nie altyd van my en jou afhang of ons in vrede met almal kan lewe nie, maar sover dit van jou en my afhang, wil ek in vrede lewe met almal. Maar ongelukkig is daar baie daar buite wat nie in vrede met my wil lewe nie, en allerhande goed oor my uitspreek, en oor jou uitspreek, en oor ons mede-Christene en gelowiges uitspreek. Seën hulle, moenie hulle vervloek nie, moenie hulle terugvervolg nie, seën hulle. As iemand dinge sê oor jou as jy in bediening is, en iemand jou bediening probeer aftakel, seën hulle, moenie terugpraat teen hulle nie, seën hulle, want die Here sal jou seën vir wat jy doen. 1 Korintiërs 4, vers 11 tot 14, tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en swoeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën. Word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos. Soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Dit gebeur vandag nog met ons wat disippels is. Ons word uitgeskel en daarom moet ons seën. Ons word vervolg en daarom moet ons dit verdra. Ons word belaster en ons nog steeds moet ons die mense troos. Want dit is altyd vir my so interessant dat mense wat jou belaster of jou sleg sê, wanneer sy pop op die dag die fan slaan, raai na wie toe kom hy eerste? Hy kom reguit terug na jou toe, want dis die Here se sin vir humor, glo ek. Want hy bring daardie man na jou toe, sodat jy dan nie kan sê, o nee, maar jy het my in die verlede sleg gesê, ek gaan jou nie nou help nie, nee. Al het hy my in die verlede sleg gesê, ek het hom vrygespreek, ek het hom geseën. So as hy 'n probleem het, troos ek hom, trek ek hom nader en ek sê vir hom, kom ek wys vir jou hoe werk Jesus in my lewe, want ek wil dit vir jou ook graag gee. 2 Korintiërs 4, vers 6 tot 10. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekryke, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie.
In alles word ons verdruk, maar ons is nie neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Ons is vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Sien, dit is wat met ons Christene gaan gebeur. Dis die pad wat ons stap. Maar al word ons verdruk, ons is nie neergedruk nie. Al word ons verleë, is ons nie radeloos nie. Al word ons vervolg, is ons nie verlate nie. Want ons weet waar kry ons die krag? Ons kry die krag van Jesus. 1 Tessalonisense 3 vers 2 tot 5. En ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus, gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie. Want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeefs sou wees nie. Jy sien, Paulus wil hierso seker maak, dat daardie mense wat hy na die Here toe gelei het, en vir wie hy gesê het, julle gaan ook verdruk word, of die duiwel nie gekom het en hulle versoek het en hulle weggetrek het, en dat hulle vanweer die versoekinge dalk weggeval het, weer in die ou dinge in nie. Daarom sê hy, ek wil julle geloof te wete kom, want as julle geloof sterk genoeg is, en julle groei in die geloof, gaan hierdie teenstande, en die versoekinge, en die goeders, julle nie onderkry nie, want julle weet wie julle is in Christus, maar weet dat julle verdruk gaan word. Ek en jy vandag nog, my broer en suster, word verdruk ter wille van ons geloof. En dis vriende en familie selfs wat dit doen. En dis die hartseer daarvan. Maar kom ons hou vas aan Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Want dit is saam met hom wat ons in alle ewigheid kan wees. En hy is die een wat verheerlik sal word as ons kan volhard deur die verdrukking. Mense, ons moet een ding besef. Daar's nie 'n miskien aangeskryf nie. Die Bybel is duidelik. Ons sal vervolg word as ons 'n pad saam met Jesus Christus loop. Lees die volgende teksverse saam met my. In Johannes 15 vers 18 tot 21 is Jesus aan die woord en hy sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eie hom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. So moenie verbaas wees as hierdie goed met jou gebeur nie. Jesus is vervolg. Daarom sal ek en jy wat vir Jesus kies ook vervolg word. Maar soos ek gesê het, weet jy's geseënd as dit gebeur. Dis nie iets bads nie, dis iets goeds, want jy het 'n hoopvolle toekoms van die ewige heerlikheid en die lone wat Jesus vir jou gaan gee in die hemel, omdat jy volhard in die geloof. Galasiërs 4 vers 28 en 29 sê, maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. Maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die gees was, vervolg het, so is dit nou ook. En dis net so vandag, daar's mense daar buite wat nie bereid is om na die gees te lewe nie, wat nie bereid is om deur die gees van God gelei te word nie, en hulle wil volgens die vlees lewe, en wat doen hulle? Hulle vervolg my en jou, wanneer ek en jy besluit, ons wil na die gees lewe, moenie daarvoor bang wees nie. 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Kyk mooi, almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Daar staan nie, jy sal miskien vervolg word nie, of net sommige sal vervolg word nie. Daar staan, almal wat godvrugtig wil lewe in Jesus Christus. Ek kom baie kere by kerke, of by kampe, of selgroepe, en dan sê ek, sê gou vir my, word julle vervolg, ter wille van julle geloof? Sê hulle, o nee, wat nee, ons is heilig, ons word nie regtig vervolg nie, ons het nie probleme nie, niemand vervolg ons nie, ons weet wie ons is, en sê ek, weet jy wat? Dan lewe jy nie godvrugtig nie. Dan spring hulle so hoog, en sê hulle, maar hoe durf ek dit sê? Sê ek wel, die Bybel sê, almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. So as jy nie vervolg word nie, my vriend en vriendin, moet jy dalk vir God begin vra, Here, waar mis ek dit? Waar doen ek dalk iets verkeerd, dat ek nie vervolg word nie? Dis juist wanneer ek vervolg word, dat ek weet, ek doen iets reg. Ja, dit is ook so, dat daar nog sekere dinge in my lewe is, wat baie keer veroorsaak, dat ek 'n oop deur in my lewe het, iets wat ek verkeerd gedoen het, wat 'n oop deur in my lewe veroorsaak het. Maar as ek dit voor God bely het, en ek het daardie oop deur in my lewe toegemaak, en ek word nog steeds vervolg, is dit nou nie meer 'n oop deur nie.
Nou is dit vervolging, omdat ek juis 'n pad van heiligmaking met God stap. Nou is dit vervolging, omdat ek juis radikaal vir Jesus is, en al hoe meer soos Jesus wil wees. Maar ek moet weet, as ek godvrugtig vir Jesus wil lewe, sal ek vervolg word. En my vriende en vriendin, dit sluit my klein kindertjies in die kleuterskool in. Dit sluit my kinders in die laerskool in. Dit sluit my kinders in die hoërskool in. Ongelukkig beteken dit my kinders sal ook vervolg word. Maar jy sien, dis waar baie Christene backslide. Dis waar baie Christene begin compromise en nie meer bereid is om standpunt in te neem vir Jesus nie. Die oomblik wat hulle klein kindertjies sleg gesê word by die skool of seer kry by die skool, dan sê hulle, "Oh, ja nee, wag so 'n bietjie, dalk moet ek maar nie meer so radikaal vir Jesus wees nie. Kom ek gaan maar saam met die stroom dat my kinders net nie seer kry nie." Die Bybel sê, jy sal vervolg word as jy godvrugtig wil lewe. So kies jy of jy godvrugtig wil lewe en of jy mensvrugtig wil lewe. Want Galasiërs 1:10 sê, soek ek die guns van God of soek ek die guns van mense? Want as ek die guns van mense soek, kan ek nie 'n dienaar van Christus wees nie. Johannes 16:1-3 sê 'n baie interessante ding. Hy sê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Dis Jesus wat hier aan die woord is. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Hulle sal julle uit die kerke uitban, sê hy hierso. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. As mense wat ons selfs uit kerke uit sal gooi en ons wil doodmaak en dink dat hulle diens aan God bewys daardeur. En intussen is dit juis hulle wat nie verstaan waaroor dit gaan om in 'n persoonlike verhouding met Jesus te wees en om radical vir Jesus te wees nie. En wat nie verstaan waaroor dit gaan om vervolg te word ter wille van jou geloof nie. Maar wie is die mense wat ons so gaan vervolg? In die lyn van wat Jesus nou net in Johannes 16 gesê het, dat ons uit die kerk uitgeban geword. Wie is die mense wat ons gaan vervolg? Selfs die mense wat saam met ons in die huis van die Here omgaan. Selfs van ons eie Christen vriende. Waar staan dit? Ek lees dit in Psalm 55, vers 13-15. Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. So wie's die een wat my gaan seermaak? Hy was saam met my in die huis van God gewandel het, saam met die woelige skare. Daar selfs Christene wat my en jou gaan seermaak. En wanneer dit gebeur, moet dit my nie surprise nie. En moet ek sê, Here, U het my lankal terug in Psalms gewaarsku, dit gaan gebeur. So Vader, ek verstaan nou. Hy verstaan nog nie waaroor dit gaan om hierdie pad te stap nie. So ek seën hom, Vader, ek vervloek hom nie. Ek gaan nie teen hom terugbeklei nie, Vader. Ek gaan nie hom belaster soos hy my belaster nie, Here. Ek seën hom en ek bid dat U hom gaan seën en ek bid dat U hom gaan ophef, want ek wil anders optree. Maar wie gaan ons nog vervolg? Wie gaan ons nog seermaak? Lees saam met my in Micha 7, vers 5-7. Vertrou geen metgesel nie. Maak op geen vriendstaat nie. Let op die poorte van jou mond teenoor haar wat in jou skoot lê. Want die seun minag die vader, die dogter staan op teen haar moeder, die skoondogter teen haar skoonmoeder. Die man se vyande is sy huisgenote. Maar ek sal uitsien na die Here. Ek wil wag op die God van my heil. My God sal my hoor. So wie gaan my vyande wees? Selfs hulle wat in my gesin is. En weet jy, as dit net Micha was wat dit gesê het, was dit seker nie so belangrik nie. Maar dan kom Jesus op die toneel in Matteus 10, vers 34-36, sê hy presies dieselfde ding. Dan sê hy, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wat sê Jesus? Is hy die een wat die tweedrag kom verwek? Hoe verwek hy dan nou hierdie tweedrag? Weet jy hoe? Die oomblik wat die dogter radikaal vir Jesus raak en soos Jesus wil wees, begin haar ma of haar skoonma teen haar opstaan. Haar skoonma wat nie bereid is om dit so te doen nie. Haar skoonma wat maar vasgevang is in haar tradisietjies of haar ou maniere van dinge doen, wat vasgevang is in die oorleweringe van die ou mense. En nou begin sy haar dogter sleg sê. Nou begin sy haar skoondogter sleg sê en skielik is daar tweedrag tussen hulle. En Jesus het gesê, dit sal gebeur. 'n Mens se huisgenote sal sy vyande wees, want daar gaan van die huisgenote wees wat Jesus aangryp met alles in hulle, radikale pad met hom begin stap, en daar gaan ander wees wat nie wil nie. Daar gaan paas wees wat nie wil nie, daar gaan dogters wees wat nie wil nie, daar gaan maas wees wat nie wil nie, daar gaan broers en susters wees wat nie wil nie. Dis hulle keuse
Elkeen van ons gaan individueel voor God se troon staan. Maar weet jy wat my vriende en vriendin, hoekom staan hierdie paar verse in die Bybel? Sodat wanneer hierdie mense my seermaak, wanneer juist die mense die naaste is aan my wat my seermaak, dat ek hulle kan vergewe, dat ek hulle kan vryspreek, dat ek soos Jesus kan optree en dat ek hulle van my rug kan afhaal en dat ek hulle kan seën en dat ek hulle aan God kan opdra en hulle siele ook inbring, inbid in dit wat ek het, sodat hulle ook kan ervaar hierdie volheid wat ons het in Jesus Christus. Kom ons kyk dan nou, ter afsluiting, wat is die gevolge van volharding in hierdie verdrukking en vervolging? Wat gaan die gevolge vir my en jou wees? En ons lees in Psalm 119 vers 67 tot 71. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. Maar nou onderhou ek u woord. Jy sien, as ek en jy begin vervolg en verdruk word, my vriende, dan begin ons God se woord onderhou. Dan begin ons juist vasklou aan wat hierin staan. Want nou besef ek, wow, hierdie is die enigste oplossing. Jesus is vir my die enigste oplossing. Sy woord, wat lewe gee, wat lewe is vir my die enigste oplossing. So voordat ek verdruk was, toe dit met my goed gegaan het, het ek nie saak gehad hiermee nie, het ek nie saak gehad met Jesus nie. Maar nou dat ek verdruk word, nou dat ek vervolg word, nou onderhou ek sy woord. Kom ons lees verder. U is goed en doen goed. Leer my u insettinge. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Mense kan vir julle sê, in my persoonlike lewe was dit so. Meer as 10 jaar gelede, wat ek nie verdruk was nie, het ek al die regte dinge gedoen in die gemeenskap en in mense se oë. Maar vandat ek vir Jesus gekies het en ek begin verdruk het, het ek sy insettinge begin leer. Het ek begin leer wat staan hierso. Vandat ek begin verdruk is, vandat ek begin vervolg is, het ek begin leer wat staan hier, en het ek begin besef, maar ek moet anders optree as hulle. As hulle vervolg, ek vervolg nie terug nie. As hulle vervloek, ek vervloek nie terug nie. As hulle my vloek, ek seën, want ek wil soos Jesus wees. Dis wat ek geleer het. Ek het God se insettinge geleer. Dis die gevolge van my volharding en die verdrukking wat ek moet ervaar in dit wat in my lewe gebeur. 2 Tessalonisense 1 vers 3 tot 7 sê, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'n Teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. Kyk mooi, die wat julle verdruk, God sal hulle dit vergelde, nie ek en jy nie. Maar ons moet weet, as ons volhard in die geloof onder al die verdrukkinge, is dit 'n teken dat ons die koninkryk van God waardig geag mag word. En dis mos waaroor dit gaan, dat ek en jy die koninkryk van God waardig geag mag word. Die autoriteit wat ons het in die koninkryk ook waardig geag mag word. Maar dan moet ons hierdie verdrukkinge kan verduur en kan volhard in die geloof tussen dit alles deur. 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Kyk mooi wat daar staan. Daar staan dat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele vir ons bewaar is. Daarom kan ek my verheug vir hierdie kort tydjie van beproewinge, hierdie kort tydjie van vervolginge, want ek weet, dit is vir my beter as enigiets anderste, want by die openbaring van Jesus Christus sal ek saam met hom kan juig en jubel oor dit wat hy vir my gee, en die feit dat ek volhard het in die geloof en deurgestap het deur al hierdie dinge wat met my gebeur. Baie mense dink, as jy 'n pad met Jesus loop, baie mense dink, as jy Jesus Christus aangeneem het, dan gebeur slegte goed nie met jou nie. Baie mense sê, but why do bad things still happen to good people? Want die Bybel sê, dit sal so wees. Jesaja 57 vers 1 sê, die regverdige kom om,
en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. En die vromes word weggeruk, sonder dat iemand daarop let. Want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Kyk mooi, daar staan die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Daar staan nie hy word weggeruk vanweë sy boosheid nie. Maar juis vanweë die boosheid in die wêreld, die boosheid rondom ons, gebeur slegte goed nog steeds met goeie mense. Maar al gebeur daar slegte goed met ons weet, ons het 'n ewige hoop, 'n ewige toekoms van 'n ewige heerlikheid saam met Jesus. Daarom die slegte goed wat met my gebeur, mense, geliefdes van my wat rondom my sterf. Ek sê dankie Here, ek weet ek het die voorreg gehad om hulle na Jesus toe te lei, om hulle in u koninkryk in te bid. So Here, ek weet ek gaan in alle ewigheid by hulle wees. So die dag as ek ook sterf, as ek saam met hulle. Maar intussen Here, al sterf my geliefdes, al gebeur baie goed met my, maak nie saak wat oor my kom nie. Ek volhard in my geloof. Ek hou vas aan Jesus, want net hy kan my deurdra. Onthou julle daai storieetjie van die voetspore in die sand? Daai tye waar daar een ry voetspore in die sand is nie waar ek alleen loop nie. Dis waar Jesus loop en besig is om my te dra, waar hy besig is om jou te dra. Want onthou net, ons dien 'n lewende God. Ons dien nie 'n dooie God nie. Ons moet in 'n verhouding wees met Jesus. En as jy nog nie vir Jesus Christus aangeneem het nie, my vriende en vriendin, gaan ons aan die einde van hierdie DVD 'n gebed laat opkom wat jy kan bid om ook jou hart vir Jesus te gee en om te kan sê, maar Here, nou weet ek, al gee ek my hart vir Jesus, ek is nie meer bang vir die verdrukkinge nie, want ek verstaan nou daar sal verdrukkinge wees, maar die verdrukkinge is net vir 'n kort tydjie. Die heerlikheid van die ewigheid wat wag, dis waarna ek moet kyk. Ek moenie na hierdie paar jaar se ou vervolgingkies kyk nie. Ek moenie na hierdie paar jaar se ou verdrukkingkies kyk nie. Ek moet oor dit kyk na die ewigheid van heerlikheid, van die saligheid saam met Jesus. En dis waaroor dit gaan. Want onthou, hy sê vir ons, hy's 'n lewende God. In Openbaring 1 vers 18 en 19 staan daar, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En alle eer gaan net aan Jesus Christus. So my vriende en vriendin, as jy ooit weer by 'n plek kom waar hulle vir jou sê, gee jou hart vir Jesus en dit gaan net met jou goed gaan, moenie daarna luister nie, maar gee jou hart vir Jesus en wees gereed vir die aanslae in die krag van Jesus, in die krag wat jy kry in die woord van God en wat jy kry deur die Heilige Gees, en stap deur daai aanslae, stap deur die verkeerde goed wat met jou gebeur en die aanslae wat kom en die hartseer goed wat gebeur, want jy doen dit in Jesus se krag, want daar's 'n ewige heerlikheid wat wag, daar's iets om na uit te sien, want ek weet, ons is dan by Jesus. In steede daarvan om te sê, nee, wat ek sien nou nie kans vir die vervolginge nie, ek sien nie kans vir die verdrukking nie, so ek gaan maar aangaan en voortploeter, ek gaan nie Jesus aanneem nie, en dan gaan ek doodgaan en wag nie dan nie, in daai ewigheid in. Dan gaan jy in die hel in daai ewigheid in. Net omdat jy nie kans gesien het om vir 'n paar jaar die verdrukkingkies te verduur nie. Want jy het dit in elk geval nie in jou krag verduur nie. Jy verduur dit in Jesus se krag as jy Jesus aangeneem het. Wat kies jy? Kom ons sluit af. Vader, in die naam van Jesus Christus sê ons vir U dankie dat U vir ons die beloftes in die woord gee. Selfs al word ons vervolg, is ons geseënd. En daarom moet ons leer as ander ons vervolg om hulle te seën. Al word ons vervloek om hulle te seën, om te bid vir hulle, om goed te doen aan hulle wat kwaad doen aan ons. En Vader, so doen ons ook met diegene rondom ons wat dinge oor ons uitspreek, wat dinge oor ons wil sê. Ons seën hulle, Vader. Leer ons om ons vyande lief te hê en leer ons om asseblief deur die verdrukkinge te stap wat die vyand teen ons wil bring. Die aanslae wat gaan kom, die vervolginge wat gaan kom, dat ons nie meer bang gaan wees nie, Here, want ons doen dit nou in U krag, ons doen dit nie meer in ons krag nie. En ons loof U daarvoor, ons prys U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. You're a good, good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. You're a good, good Father, and you love your children, slow to anger, abounding